Vriende, goeiemôre. Dis Vrydag die 14de Maart, Koffiekuier 925. Ek weet nie hoe die weer by jou lyk nie, maar hier in Kleinmond waai van gister af nogal 'n redelike sterk oostewind en die ouens voorspel vir ons vandag 'n 41-42 km/h oostewind nog weer. Dis 'n bietjie sleg nuus vir ons, want ons gemeente het vandag ons golfdag waarmee ons hoop om 'n klomp fondse in te samel sodat ons met ons uitreiking en barmhartigheidsbediening kan voortgaan. Maar dan sê die ouens ons nou ook 'n golfbaan beleef nooit slegte weer nie, want het jy nou al gehoor dat 'n ernstige golfspeler kla dat dit te veel reën of te veel, hulle soek altyd 'n rede om daar te wees. Ja, ek spot sommer, ons gaan 'n heerlike dag hê ten spyte van wat die weer dan ook maak. Ons gaan wat eerskomende Sondag aan betref, vriende, so 'n bietjie afwyk van ons leesrooster tekste af, want ons het nou 'n kerkraadsvergadering gehad en ons is in die nuwe begrotingsjaar in, en ons wil so 'n bietjie met die gemeente ook gesels oor hoe lyk ons begroting vir die jaar dan nou, waar lê die goed wat ons regtig glo ons moet doen, en waar's die dinge wat ons graag wil doen as die fondse daarvoor beskikbaar is, en om dit te doen het ons besluit dat ons die tekste so 'n bietjie gaan aanpas. So ons gaan Sondag in ons eredienste oor Deuteronomium 26 praat, wat nou eintlik verlede Sondag se leesrooster teks was dan nou. In die Kleinmond Kerk hier oorkant, wat ook uitgesaai gaan word, is Dominee Janie Hougaard aan die woord, en ek nooi jou uit om ook daarbey in te skakel. Maar ek wil graag met jou Deuteronomium 26 vanmôre saam deurlees. En ek gaan nou nie vanmôre 'n klomp goed daaroor sê nie. Doeteenvoudig weet ons mos nou, Deuteronomium beteken letterlik tweede wet, Deuteronomos, dis die tweede wet, maar dit is nie 'n wetboek nie. Die Deuteronomus skryf eintlik 'n klomp goed van hoe die verhouding tussen God en sy volk, sy mense, op 'n manier hanteer word. Hoe daai verhouding gestalte kry, wil 'n mens amper sê. En dan in Deuteronomium 26, en onthou dis nou uit die Ou Testamentiese kultustradisie uit, maar dan skryf die Deuteronomus hierdie woorde en sê: wanneer jy in die land kom wat die Here jou God aan jou gee as jou eiendom, en jy dit besit en jy daarin woon, hoor hierdie mooi goed, nee? Dis jou land wat jy besit waarin jy kan woon, maar wat God vir jou gee. Hy sê, dan moet jy van elke eerste oes wat jy insamel in die land wat die Here jou God aan jou gee, 'n deel vat en dit in 'n mandjie sit en daarmee na die plek toe gaan wat die Here jou God sal kies om sy naam daar te laat woon. So 'n lang sin, ingewikkelde sin om te sê, die Here gee vir jou, en omdat hy vir jou gee, moet jy van daai oes wat jy insamel in 'n mandjie sit en vat na die tempel toe, daar waar die verbondsark sal staan, die tabernakel. Aanvanklik het hulle mos nou nog nie die tempel in Jerusalem gehad nie, maar sê daar waar die Here kies om sy naam te laat bly, jy moet dit soontoe vat. Dan vers 3, jy moet na die priester toe gaan, en onthou nou ook weer, in die Ou Testamentiese tradisie was die priesters die tussengangers tussen gelowiges en God, so jy gaan dan na die priester toe, en wat in daardie tyd daar sal wees, en dan sê jy vir hom, ek verklaar vandag voor die Here u God dat ek gekom het in die land wat die Here met die eed aan ons voorvaders beloof het om aan ons te gee. Dan moet die priester die mandjie by jou vat en dit neersit voor die altaar van die Here jou God. Jy moet dan in die teenwoordigheid van die Here jou God sê, dit is 'n geloofsbelijdenis wat gemaak word. My vader was 'n Arameer wat van plek tot plek getrek het, hy het na Egipte toe gegaan en met min mense daar as 'n vreemdeling gaan woon. Daar het hy groot, sterk en talryke nasie geword. Die Egiptenaars het ons sleg behandel, hulle het ons verdruk en ons harde werk laat doen. Ons het na die Here, die God van ons voorvaders, om hulp geroep en hy het ons gehoor. Hy het ons ellende en ons swaar kry raak gesien en hoe gesien hoe ons verdruk word, en die Here het ons uit Egipte laat wegtrek deur magtige dade, kragtige groot dade wat vrees ingeboesem het, tekens en wonders. Hy het ons in hierdie plek gebring en hierdie land aan ons gegee, 'n land wat oorloop van melk en honing. Dis die belydenis wat die gelowige dan nou moet maak, nie? Om te sê, ek onthou die storie, ek onthou die verhaal van God se betrokkenheid by ons. En omdat God by ons betrokke was en ons bevry het en ons 'n nuwe tuiste gegee het, daarom sê vers 10 dan, dit is die rede
waarom ek nou die eerste opbrengs van die land wat die Here aan my gegee is, gebring het. Dan moet jy dit neersit, hierdie offer, in die teenwoordigheid van die Here jou God en hom aanbid. Jy moet al die goeie dinge geniet wat die Here jou God aan jou en jou huisgenote gee. Jy en die Lewiete en die vreemdelinge wat by jou woon. Vriende, dis 'n baie kort beskrywing oor die eerste opbrengs van die oes en wat daarmee gemaak moet word. Die volgende perikoop van vers 12 gaan spesifiek oor die bring van tiendes. Nou, ek wil nou nie vanmôre met jou 'n klomp goed hieroor praat nie, want dan sê julle, ja, dis 'n tipiese dominee, 'n NG dominee, nee, wat net sê NG nog, NG nog, NG. Maar die gedeelte in Deuteronomium vertel vir ons van God se betrokkenheid by sy volk, by volk Israel, hoe die Here hulle gelei het, vir hulle 'n nuwe heenkome gegee het, 'n nuwe lewe moontlik gemaak het, en dan skryf die Deuteronomus en sê, goed, en om in hierdie verhouding met God te leef, om op 'n manier te sê, dankie Here dat U vir my sorg, bring die eerste van die oes, of nou vye was, of druiwe, of koring, of mielies, of wat ook al, daai eerste insameling van die oes, bring dit na die tempel toe, na die aanbiddingsplek toe, na die kerk toe, en dan gee dit vir die priester, en as jy dit vir die priester gee, dan moet jy hierdie belydenis maak om te sê, ek onthou wie God is, en wat God vir ons gedoen het, en daarom kom ek en ek gee hierdie offer. En dan is dit baie interessant, baie belangrik, dat ons vers 11 sal raak lees, waar daar staan, jy moet al die goeie dinge, wat die Here jou God vir jou gee, geniet, saam met jou huisgenote, en die Lewiete, en die vreemdelinge, wat by jou is. Hierdie bring van offers, vriende, is 'n godsdienstige handeling. Dis 'n manier waarop jy jou afhanklikheid voor God erken, van hom erken, en waar jy in verhouding met hom sy goedheid geniet en daaruit leef. Dink 'n bietjie oor Deuteronomium 26 na. Wat beteken dit vir jou eie lewe, jou eie omstandighede, jou eie offervaardigheid, kan ons dan nou maar sê. En ons sal Sondag in die eredienste daarna verwys, Dominee Jannie ook. Daardie gedeelte in vers 5, wat daardie belydenis is, nie? Jy moet dan in die teenwoordigheid van die Here jou God sê, my vader was 'n Arameer. Dis Israel se storie gewees. Maar wat is jou storie? En my storie? Wat is die pad wat die Here met jou geloop het? As ons by wyse van spreke vanmôre so 'n bietjie terugkyk, en ons sê, maar waar kom ons vandaan? Hoe het God met ons 'n bepaalde pad geloop? Wat is daai belydenis wat jy graag sou wil doen? En dan gesels ons Sondag in ons eredienste so 'n bietjie verder oor hierdie teksgedeelte, en ek sal Dinsdag dan weer daarop ingrawe met nog 'n paar persoonlike gedagtes wat jou denke dalk ook 'n bietjie kan stimuleer. Kom ons sit so, dan bid ons vanoggend saam. Here Jesus, baie dankie dat ons u woord het, en dat ons ook hier uit die Ou Testament kan lees. Vader, ons dink baie keer so, dis die Ou Testament, en dit geld nie meer nie, want die Nuwe het gekom, en die Nuwe Testament het u dit kom vervul, maar Here, tog sê vir ons in die woord, hoe u in verhouding met ons leef, en wat die pad is, wat u met ons as gelowiges loop, elkeen. En kan ons uit hierdie verhaal, uit hierdie geskiedenis van Israel uit ook vir mekaar sê, maar dit het ook nie verander nie, want God is nog steeds getrou. God is nog steeds die een wat sorg. U is nog steeds, Here, die een wat vir ons alles moontlik maak in hierdie lewe, en daarom wil ons reageer daarop. Daarom wil ons kom en ook aan u kom offer bring, watter manier dan ook al. Help ons, Vader, om ook in die res van die dag en oor die naweek 'n bietjie na te dink oor ons storie en die pad wat u met ons geloop het. En dat ons dalk vir onsself dit ook in 'n paar punte sal onderstreep, om te sê, ek wil dit telkens onthou, God se goedheid in my lewe. Wil u met ons wees, ook in hierdie naweek, en wanneer ons dan Sondag in ons eredienste hier in Kogelberg, of waar ook al, Vader, by mekaar kom, mag dit wees dat ons sal hoor wat u op die hart het, en dat ons sal reageer, om as u kinders te leef elke dag. Seën vir ons, Here Jesus, ons bid dit in u naam. Amen.
Vriende, ek hoop jy het 'n baie lekker Vrydag verder. Geniet hom. Kobus stuur vir jou Sondag die skakel ons erediens toe uit, as jy dit wil gebruik natuurlik. En dan gesels ek Dinsdag so 'n bietjie verder weer oor Deuteronomium 26 se eerste 11 verse. Geniet jou koffie, mooi loop.